Hallo en welkom by Kerk en Suid. Ons is opgewonde dat jy hier is. Hierdie is 'n veilige spasie, gevul met vriendelike mense wat God liefhet. Kom kuier en koffie saam met ons, want hierdie is 'n plek om te beleef. En hier behoort jy. Dankie dat jy vandag by ons inskakel. Ons deel graag met jou die volgende afkondigings. Indien jy in die hospitaal is of weet van iemand, kontak gerus die kerkkantoor sodat ons leraars saam met jou die pad kan stap. En vir enige verdere gebedsversoeke, stuur asseblief 'n e-pos na gebed@kerkinside.co.za. Vandag vir die eerste keer hier is, nooi ons jou om te kom ervaar. Hier leef ons invloedryk. 'n Kerk waar die Gees lewens en gemeenskappe verander. Indien jy wil aansluit of meer inligting wil hê, besoek gerus ons nuwe lidmatespan net buite die hoofingang. Of besoek ons webwerf of sosiale media. Welkom by die Kerk en Suid familie. Welkom tuis. Goeiemôre gemeente, baie hartlik welkom aan elkeen van julle wat aanlyn inskakel vir Kerk en Suid se Paaservaring. So baie besonderse oggend vanoggend wat ons saam vier. Vir die van julle wat aanlyn inskakel, wil ons dit graag ook 'n besonderse ervaring maak. En daarmee saam net een afkondiging wat julle in gedagte moet hou vir die komende week, is dat donderdag aand om 6:30 is ons nagmaalsdiens voor Paasnaweek. En dan sondagoggend om 9:00 is ons opstandings Paasondagdiens. Maar terug na vanoggend toe. Ons wil graag hê dat jy by die huis ook 'n besonderse Paasoggend sal hê. Saam met die liedere wat ons gaan sing, gaan ons ook vir jou 'n geleentheid gee om bietjie die plekke te besoek wat Jesus besoek het op die Lydensweg en stil te staan en die ervaring te hê van wat hy daar ervaar het. By die laaste van daai geleenthede gaan ons saam nagmaal gebruik. So as jy by die huis graag in dit wil deel, wil ek vir jou vra, stop hierdie video, miskien vinnig hier vir 'n oomblik, gaan kry vir jou die nagmaal tekens, 'n stukkie brood, 'n glasie wyn of druiwesap, enigiets wat die liggaam en die bloed van ons Here Jesus Christus uitbeeld, en dan hou jy dit naby, en dan wanneer die oomblik kom, dan gebruik ons dit saam. So geniet vanoggend, mag dit vir julle elkeen 'n seën wees, as julle dit saam ervaar, en mag julle regtig 'n diep Paastyd saam met ons ingaan. Voordat ons gaan saam sing, kom ons maak ons oë toe en bid ons saam. Here, baie dankie dat ons in hierdie oggend mag stil staan by die diepste en die belangrikste gebeure in die kerkjaar. Maar dis nie net vir die kerk en vir Christene belangrik nie. Here, dit was die grootste oomblik in die wêreld se geskiedenis, toe U kom ingryp het, en toe U die voorhangsel laat skeur het, van bo tot onder, toe U gesterf het vir al die sondes van die wêreld, toe U die weg na die Vader vir ons oopgebreek het, dat ons met vrymoedigheid na die Vader kan kom, soos ons nou in hierdie oomblik kan saam bid met vrymoedigheid, omdat ons weet dat ons Vader ons hoor deur die bloed van Jesus Christus. Mag ons vanoggend dan saam ook besonderlik voorberei word met hierdie liedere. Mag dit vir ons in die regte stemming bring vir Paasfees. En ek wil kom bid, Here, dat elkeen wat vanoggend saam luister en saam met die ervaring het, dat dit vir hulle 'n diep geestelike oomblik in elkeen van hulle se navolging van Jesus Christus mag wees. Mag U verheerlik word, Here, kom ontmoet ons in hierdie oggend. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Daar was 'n houtkruis, ja, ridder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom
daarom sal ek sing. Ek onthou vir Dawid voor die ark het hy gedans en juig na die kruis van Jesus. Hoe sal ons kan hande vou en swyg? Daar was 'n houtkruis, ja, redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Wie sal my kan stil maak? Wie sal my gitaar se snaar afbreek? Wie sal my kan doodmaak? As my voete in 'n dans hier los wil breek. Daar was 'n houtkruis, ja, redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Ek vra nie hoe jy voel nie, as gevoelens hoegenaamd besluite raak, dan was daar nooit die pyn nie. Toe die spykers deur die bloed daardie houtkruis kraak, want daar was 'n houtkruis, ja, redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Daar was 'n houtkruis, ja, redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Ek wat vergifnis hier ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. Hy weet hoe ek na u verlang het, u guns my aangebied. Ek loof en prys u derentyd, ek loof en prys u derentyd, en roem u groot barmhartigheid, en roem u groot barmhartigheid. Ek was verlore in my sonde, en van die goeie weg vervreemd, doch doen die Heer aan my die wonder om my as kind terug te neem. Ek loof en prys u derentyd, ek loof en prys u derentyd, en roem u groot barmhartigheid, en roem u groot barmhartigheid. Ek loof en prys u derentyd, ek loof en prys u derentyd, en roem u groot barmhartigheid.
waardigheid en roem en groot barmhartigheid. Moon and stars they wept, the morning sun was dead, the Savior of the world was fallen. His body on the cross, His blood poured out for us, the weight of every curse upon Him. One final breath He gave as heaven looked away. The Son of God was laid in darkness. A battle in the grave, the war on death was waged. The power of hell forever broken. The ground began to shake, the snow was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. The ground began to shake, the snow was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome.
Vriende, baie welkom by vanoggend en ons gaan so 'n pad stap deur die kruisstasies of van die kruisstasies waarby Jesus stilgestaan het en ons hoop vanoggend dat dit vir jou ook 'n besondere ervaring is. Hier by die eerste geleentheid dink ons wat Jesus nadat hy stil was saam met sy disippels aan die nagmaalstafel in die bovertrek verlaat het, dat hulle gegaan het na die tuin van Getsemane vir 'n stil paar oomblikke. En stel jouself in daai oomblikke voor. Dis 'n swart aand, sterre wat hier en daar skyn, pragtige tuin vol olyfbome wat jy dalk in die maanlig kon sien. En dan Jesus wat die geleentheid neem en gaan stil raak. Dit nodig het. Na die stilte gaan bid hy, vou sy hande saam. Sy hart is swaar. Hy weet wat vir hom voorlê. Hy ken dit. Dis 'n swaar pad, dis 'n lydensweg om te gaan stap. En hy bid. Sy stem is sag, maar dis dringend. Hy bid, Vader, as dit moontlik is, neem hierdie beker van my af weg. En dan hierdie pragtige woorde, nog steeds nie my wil nie, Here, maar U wil. Vader, laat U wil geskied. In die oomblikke van angs word die sweet wat hy sweet soos druppels bloed wat op die grond val. Sy angs is groot, maar sy menslikheid kom ook na vore. Hy weet wat voor lê en tog stap hy hierdie weg wat vir hom voor lê gewillig. Hy neem die kruis op. Hy wag vir die pyn. Hy trotseer die verwerping en hy bly daar vir ons. Daar in die tuin, die wind wat saggies waai, amper soos wat jy nou hier kan sien in die olyfbome. Maar dan die stilte wat verbreek word. Ewe skielik hoor jy hoe die klippe kraak onder voete. Want Judas, wat een van Jesus se beste vriende is, kom nader. Hy kyk nie vir Jesus in die oë nie. En dan kom hy soen hom. 'n Soen wat eintlik bedoel is om iets van liefde en vriendskap te wys, is hier 'n teken van verraad. Hy lewer Jesus uit. Hy wys vir hulle, dit is die man wat hulle moet gevange neem. In die lig van die fakkels is dit eintlik die silwerstukke wat 'n mens moet sien blink. Judas wat vir Jesus verraai, verkoop vir 30 stukke silwer vir 'n vriend. Dis hoe hy 'n vriend uitverkoop. Kan jy dit voel? Die seer wat daar is in Jesus se bors. Nie net vir die kettinge wat kom nie, die houe wat op sy rug gaan kom nie, maar ook van 'n hart wat gebreek word deur een mens wat hom verraai het, een wat vir hom moes lief wees. Hy staan daar, kalm, te midde van al die chaos. Sy oë vas op die pad voor hom. Hy kon weggehardloop het. Hy kon die tuin verlaat het. Maar nee, hy bly. Want sy liefde vir ons is sterker as die vrees en die lydensweg wat voor lê. Dit is die oomblik waar alles begin. Die kruis se skaduwee val al reeds hier. Judas loop weg in die donker, maar Jesus bly staan, sy gesig na ons toe gedraai. As jy in jou eie lewe dink vanoggend, het jy al verraad gevoel. 'n Vriend wat jou verlaat, 'n belofte wat verbreek word. Jesus verstaan dit. Hy het die dieper gevoel as wat ons ooit sal weet. En tog in daardie tuin kies hy om nie op te gee nie. Sy gebed vir ons word ons krag. Nie my wil nie, o Vader, maar U wil. Laat sy liefde jou vandag vashou, selfs as jy ook in 'n nag soos die in Getsemane verkeer. By die tweede kruisstasie is ons nou saam met Petrus hier in die voorhof naby Kajafas se huis. Jesus is nou reeds uit die tuin van Getsemane gevange geneem en Petrus is hier eintlik vreesbevange. Hy het Jesus so huiwerig agtervolg, maar hy wil ook nie regtig julle met hom raak sien nie. Hy staan hier bang, onseker. Weet nie van wat voor lê nie. Hy wil nie te naby beweeg nie, maar hy's tog bekommerd. Petrus wat so met oorgawe gesê het, Here, ek sal vir U sterf. Al sal almal weghardloop, ek sal nooit weghardloop nie. Jesus is onseker en hier word hy uitgedaag. En dan is daar iemand wat skielik vir hom sê, maar Petrus, jy was mos daar by hulle gewees. En Petrus
wat sonder om te dink antwoord, nee man, ek ken hom nie. En tog in sy hart voel hy ongemaklik. Hierdie woorde het nou te maklik uitgekom om homself te verdedig of te vrywaar van die moeilikheid wat hy sien wat hier gebeur. Voor hy homself kon kry, is daar weer iemand wat sê, maar jy was definitief saam met hulle gewees. En dan sê hy weer vinnig, nee man, ek ken hom glad nie, ek was glad nie saam met hom gewees nie. Weereens maak dit 'n ongemaklikheid hier binne in hom wakker. Want dit is te maklik om te sê dat hy Jesus nie ken nie. En eintlik verloon hy Jesus hier totaal en al. En voor hy hom nog gaan kry, is daar nog 'n groep wat weer eens vir hom sê, maar jy was definitief saam met Jesus, want ons herken jou in jou aksent, manier wat jy praat. En weer eens, dan vloek hy, so kwaad raak hy hier. En dan sê hy, man, ek ken hom glad nie. Voor hy nog kan dink oor wat hy gesê het, nou hoor hy die haan kraai. Net soos Jesus gesê het. Voordat die haan kraai, sal hy my 3 maal verloon. En dan breek sy hart. Dan besef hy wat hier gebeur het. En dan gaan hy hardloop hy weg en hy gaan huil. Ons lees dat hy Jesus gesien het. Jesus wat na hom gekyk het. En Jesus se oë is daar nie verwyd nie. Daar's nie haat nie. Daar's liefde. Daar's wel hartseer, maar dis liefde. En dis nie Jesus wat weghardloop nie, dis Petrus wat weghardloop. Omdat hy Jesus verloon het. Hoe baie keer gaan ons nie min of meer deur dieselfde situasie nie. Oomblik waar ons moet opstaan. Opstaan vir wat reg is, opstaan om Jesus se naam te eerbiedig. En dan doen ons dit nie. Hoe maklik sonder om dit dalk te sê, ontken ons nie dat ons sy volgelinge is nie. Net omdat ons nie doen dit wat Jesus wil hê nie. En binne dit mag ons weet dat Jesus ook steeds na ons bly kyk. Nie sy kop wegdraai en dit skud nie, en nie wegloop nie. Hy is dalk hartseer, maar hy kyk steeds ook na ons met liefde. Dat ons mag weet ook, as ons baie keer, soos Petrus, foute maak, dalk sê ons ken hom nie, dalk leef asof ons Jesus nie ken nie, dat ons na Jesus toe kan terugkom en sy liefde en sy vergifnis mag ervaar, dit wat hy vir ons deurgegaan het. Mag hierdie oomblik wat ons aan Petrus dink, ook vir jou waarde hê op jou navolgingsweg van Jesus. By die 3de kruisstasie wil ek graag hê dat jy die ervaring sal hê dat ons saam met Jesus hier voor Pilatus is. Pilatus, vroeg daai oggend waar dit stil is, Pilatus wat 'n verskriklike belangrike man was, sou hulle hier gebring het en hy sou op die stoel gesit het. En hy is die grootste besluitnemer en daarom kom die Jode ook voor hom en hulle bring vir Jesus. En Jesus wat hier voor Pilatus kom staan en sy hande is vasgebind. Die skare skree buitekant kliphard, kruisig hom, kruisig hom. Hierdie harde remoer van hierdie skare is oorverdowend. Pilatus, die magtige goewerneur, hy kyk na Jesus en hy sê, maar ek sien geen skuld in hierdie man nie. Wat het hierdie man dan tog verkeerd gedoen? Daar's geen kwaad in hom nie. En hy vra vir die skare, wat het hy gedoen? Maar die skare antwoord nie. Die geraas, inteendeel van die skare raak net harder. En Jesus staan daar, Jesus bly stil. En Jesus se oë is daar kalmte, te midde van hierdie storm, hierdie swaar kry rondom hom. Hy kon homself verdedig het, en tog kies hy om stil te bly. In hierdie oomblik sê Jesus nie 'n woord nie. Hy kan selfs die skare stil gemaak het, maar hy kies daarteen. Hy weet wat kom, en hy dra dit. Hy is bereid om hierdeur te gaan, hy kies om hierdeur te gaan vir ons. Pilatus voel die druk, en hy vrees om sy mag te verloor, en dan gryp hy 'n bak water, hy vra eintlik dat 'n bak water vir hom gebring word. Na voor die mense was hy sy hande in onskuld, terwyl hy bewe, want hy weet nie wat om te doen nie. En hy weet, dat hier maak hy eintlik 'n fout, in sy hart is hy nie seker wat om te doen nie, en dan gaan sê hy, terwyl hy sy hande was, sê hy, ek is onskuldig aan hierdie man se bloed, ek was my hande in onskuld, terwyl die water deur sy hande vloei. Sy hande is skoon, maar sy hart
bly vuil. Hy is die een wat Jesus oorgee om gekruisig te word. En hy kyk hoe hy weggevat word na die kruis. Dink vir 'n oomblik daaraan. Pilatus het weggekyk, maar Jesus het nie weggehardloop nie. Jesus het bly staan. Hy het gestaan met sy liefde wat sterker is as die skare se haat. Ons ken ook daardie keuse. Partykeer is dit te naby aan onsself. Partykeer bly ons stil as iets verkeerd is. Partykeer was ons hande dalk te maklik, want dit is net eenvoudig makliker, maar Jesus wys ons 'n ander pad. Sy krag is die stilte. Sy oorgawe vra moed. Terwyl die soldate hom weglei, is dit sy liefde wat oorbly. Pilatus se water kan nie wegwas wat Jesus vir ons gedoen het nie. Laat ons dan vandag kies om te staan soos hy, met liefde wat nie wegkwyn nie. Hier by die 4de kruisstasie is ons vanoggend by die kruis. En dit is dalk goed om vir 'n oomblik ook die kruis op die grond te sien lê. En te besef waar alles begin het. Hierdie ruwe kruis, is dalk eers hierdie is nie nog eers so rof soos die een was waar Jesus gekruisig is nie, maar hierdie hout wat vol splinters is, wat op die grond lê, en Jesus word net eenvoudig hier neergegooi op hierdie kruis. Sy arms word uitgestrek. Sy voete word vasgepen. En dan begin hulle met groot hamers en groot spykers om vas te slaan aan die kruis. Metaal op metaal, hoor dit. Spykers wat deur sy hande gaan. En die bloed wat loop. Wat uit hom uitvloei vir ons. En nog 'n spyker en nog 'n hou word geslaan. En dan ewe skielik word die kruis opgetel. En sy volle gewig is aan hierdie spykers vas. En dan is dit hier wat uitgebeeld word waar hy hang. Waar hy hang in sy groot liefde. Die soldate wat hom uitjou, soldate wat skree, en Jesus wat deur dit alles net liefde betoon. As jy jouself vir 'n oomblik hier voor die kruis kan verbeel, wat sou hy vir jou sê? Wat sou jy vir hom wou sê? En sy liefde wat sê dat hy vergewe. Sy vaderhart, sy liefde wat nooit breek nie. Die liefde wat hy uitstort vir hierdie mense en of hulle kan sê, Here Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Vader, vergewe ook al die mense daarna. Dis hoekom ek hier sterf vir hulle uit die liefde uit vir hierdie mense. Dis waar hy hang, dis waar hy gebreek word, dis waar sy bloed vloei. Sy hande wat oopgesper is, sy hande wat vasgekap word, sy hande wat net gegee het, sy voete wat die pad eintlik na ons toe gestap het, wat hier vas gekap word. En mag jy weet dat Jesus met die gate in sy hande en sy voete eintlik steeds met oop liefde vir ons staan. En dat hy altyd nog steeds die eerste tree na ons toe gee, en dat hy altyd, soos aan die kruis, met oop arms ook vir ons inwag. Mag jy vanoggend hierdie ervaring hê van hoe onbeskryflik groot sy liefde vir ons is. Hier by die 5de kruisstasie vanoggend is ons nog steeds by die kruis. En ons sien Jesus daar hang nou al vir ure in hierdie versingende hitte, uitgemergel, sy liggaam seer en moeg. En dan sy dors. Die soldate wat hom spot en vir hom lag, nadat hy 'n klomp van die kruiswoorde al reeds gesê het, dan is daar 'n oomblik wat Jesus sê, ek is dors. Dalk 'n stem wat skaars hoorbaar is, maar 'n opregte menslike nood wat hy hierso noem. En dan gryp die soldate 'n spons wat hulle aan asyn doop en dit na sy mond toe bring, half spottenderwys. Groot stuk van die lydensweg is ook om in jou grootste dors nie water te kry om te drink nie, maar asyn. Die sleg suur smaak
van asyn. En dis waarmee hulle hom eintlik verder spot, asof hulle glad nie omgee nie. En dan drink Jesus dit, vir ons, in sy groot liefde. Die asyn gee glad nie verligting vir sy dors nie, maar hy drink dit en hy bly daar hang. Moeg, uitgeput en dors. En eintlik is sy dors baie groter as net hierdie fisieke dors. Sy dors is eintlik na sy mense wat moet terugkom na hom toe. Sy dors is om te sien, dat ons sal sien wat hy vir ons doen. En sy groot liefde sal omarm. Dit is wat sy dors sal les. En na ons toe kom hy, as ons dalk in oomblikke is wat ons dors voel, dalk dors na mense, dalk dors na liefde, dan is hy die een wat sê, ek is hier, ek is by jou. Ek het die alleenheid van die kruis weg geloop, sodat jy nie alleen hoef te wees nie, sodat jy nie dors hoef te wees nie. Ek sal jou dors les vir ewig. Mag jy in jou donker oomblikke, daar waar jy dors is net vir liefde, vir aanvaarding, vir mense om te luister, om nie alleen te wees nie, mag jy hierdie onthou wat Jesus vir jou deurgegaan het. En mag jy weet dat jy nie daardeur hoef te gaan nie, want hy het dit eenmaal vir ons gelei, sodat ons mag weet, hy sal ons ware dors self les, want hy self is die lewende water. Van die kruis af vanoggend gaan ons afsluit met die nagmaal. En as ons by die kruis staan en is daai oomblik wat jy sien, waar Jesus se liggaam gebreek is en waar sy bloed vloei, die presiese oomblik wat jy aan die nagmaal moet dink. Dit is waaraan die nagmaal jou moet herinner. Met sy oop arms daar, is dit asof hy vir jou sy liggaam aangee en sê, hier is my gebreekte liggaam. Met daai oop arms en oop hande wat altyd net liefde gegee het. Altyd net sag aan mense gevat het. Altyd net kinders opgetel het en hulle geseën het. Met daai hand is dit vanoggend wat vir jou ook hierdie brood aangee. En 'n klein handjie vanoggend kan jy die brood ontvang en 'n groot hand kan dit ook ontvang. En dit eet en die ervaring hê van wat aan die kruis gebeur het. Dat sy liggaam vir ons gebreek is. Eens en vir altyd. En wanneer ons die wyn saam drink, vanoggend weet ons dat sy bloed het ons skoon gewas. Alles wat in die verlede gebeur het, alles waar die bose jou geheel van wat aan wil herinner, waar jy moet sleg voel en skuldig voel en wat jy nooit moet vergeet nie, het sy bloed vir jou kom wegwas, dat dit agter jou lê en dat jy daarvan kan vergeet. Dit is waaraan die nagmaal jou wil herinner, daai donker oomblik aan die kruis. Maar tog wil die nagmaal jou ook herinner, dat sy liggaam is eenmaal gebreek, maar sy liggaam is ook herstel. Jesus het 'n verheerlikte liggaam, omdat sy liggaam eenmaal gebreek is, en hy die kruis uit die graf uit opgestaan het, kan ons dit saam vier, kan ons daarvoor dankbaar wees. Kyk ons vooruit na dit waaraan die nagmaal ons herinner, aan die bruilofsmaal van die lam, waar ons saam met die lewende opgestaane Here eendag sal sit. En daarna sien ons uit, en as ons die nagmaal vanoggend saam vier, dan is dit waaraan ons onsself herinner, waarna ons uitsien. Mag dit wat jy vanoggend in jou mond geproe het, die asyn, en dan saam met die nagmaal, mag dit die smaak van Paasfees vir jou wees. Dit wat Jesus vir ons kom doen, mag die ervaring van Paasfees saam met jou gaan, mag dit vir jou waarde hê in hierdie lewe, elke oomblik wat jy dit saam met Jesus bewandel. Hy het die lydensweg gestap, as dit soms vir jou voel na 'n lydensweg, weet dat hy weet presies waar jy gaan, en dat hy naby jou is, en dat hy vir jou omgee, en dat daar 'n leë graf was. My gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde, op die volke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja.
wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Kom deel nou in ons loflied, ek jou hande op na bo, blaas basyne, staan op trone en kom dans voor God se hoë. Kom leef in sy oorwinning, van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig Volgende wil ek dan graag afsluit en net die seën uitspreek ook oor ons elkeen. Mag hierdie Paasseisoen vir jou werklike tyd wees waarin jy opnuut die liefde van ons hemelse Vader ervaar. Hy wat in sy groot ontferming vir ons sy enigste seun gestuur het, sodat hy nie wil hê dat enige iemand op die aarde verlore gaan nie, maar dat ons sal gered word in sy seun Jesus Christus. En mag jy die opoffering en die liefde van Jesus Christus, wat vir ons elkeen gesterf het aan die kruis, gewilliglik hom laat vasslaan het, sy liggaam wat gebreek is en sy bloed wat gevloei is, vir ons elkeen. Mag ons dit ervaar deur sy Heilige Gees, wat dit vir ons oopbreek en ons opnuut die diepte en die krag daarvan laat besef. En mag ons dan gaan leef as die liggaam van Christus, die kerk vandag op aarde. Mag ons gaan leef met dieselfde nederigheid, met dieselfde gebrokenheid in hierdie wêreld, sodat ons hoof, Jesus Christus, hy wat die opstanding en die lewe is, vir ewig mag verheerlik. Amen.